Die mens se grootste probleem lê hier in die hart. Want die woord kom openbaar dit om te sê dat bedrieglik is die hart bo alle dinge. Jeremia hoofstuk 17. En daarom moet ons hart kom ondersoek. Voordat ek en jy in gebed na Vader gaan, moet ons seker maak ons hart is op die regte plek. Want ons hart kan ons bedrieg. Ons hart kan ons baie keer in 'n moeilike situasie plaas. Dit kan nou natuurlik konflik veroorsaak. So as ons hart nie op die regte plek is nie, dan beteken dit ons verhouding is ook nie op die regte plek nie. Want jy sien baie van ons bid en ons roep na Vader, maar is ons hartsmotief 100% suiwer wanneer ons in gebed gaan? Wanneer ons bid en ons bid dalk voor mense of ons bid dalk vir ons familie of jy's dalk in die binnekamer en jy's besig om te bid, wat is jou hartsmotief? Want soos wat die woord sê dat ons hart is bedrieglik bo alle dinge. En die boek van Spreuke sê dis die een ding wat ek en jy moet bewaak bo alle dinge. Ons moet dit bewaak. Meer as alles in hierdie lewe, want daaruit is die oorspronge van die lewe. So wat ook al in ons hart aangaan, gaan dit natuurlik ons gedagtepatroon beïnvloed, gaan ons lewe beïnvloed en gaan jou gebedslewe beïnvloed. So daarom moet jy jou hart kom ondersoek vandag. En ek wil so 'n bietjie praat met jou daaroor, want hier's 'n gedeelte in die woord in die boek van Jakobus en dit praat spesifiek oor ons gebedslewe. Want wanneer ek en jy bid, moet ons reg bid. En hoe bid ek reg? Wanneer my hart reg is. Jy sien, want daai twee gaan hand aan hand. My gebed en my hartsmotief gaan hand aan hand. Ek kan nie 'n verkeerde hartsmotief hê wanneer ek ingaan in gebed nie. Ek sal nooit vergeet so rukkie terug. Nou is daar dinge wat gebeur in my lewe en die omstandighede veroorsaak dat ek geïrriteerd is. En ek gaan in gebed, nou is ek besig om te bid en nou bid ek hierdie pragtige woorde en dis asof die Gees my stop. En ek kom agter maar hoorie so ek is nou besig om mooi woorde te bid. In steede daarvan om my hart te bid, en ek stop. En ek begin eerlik my hart kom openbaar voor Vader. Ek sê Vader, ek is nou baie geïrriteerd. Vader, ek is nie nou op 'n goeie plek nie. En ek begin bid. Want Vader ken in elk geval ons hart. Hy ken in elk geval ons motiewe. Nog voordat ek en jy ons mond oopmaak, weet hy dit. Hy sê dit tog in Psalm 139. U deurgrond my, u ken my hart, u toets my. Nog voordat daar 'n woord uit my mond uitkom, ken u daardie woorde. So daarom moet ons hartsmotief reg wees wanneer ons ingaan in gebed. Kyk gou wat gebeur hier. Luister wat sê die woord hier in Jakobus hoofstuk 4 vers 2. Hy sê, julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het niks nie, omdat julle nie bid nie. So, wat gebeur wanneer ek nie bid nie? Ek gaan niks ontvang as ek nie bid nie. So, wanneer ek nie 'n gebedslewe het nie, dan beteken dit, daar gaan niks realiseer in my lewe nie. Maar nou gaan hy verder. En hy sê in vers 3, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. Okay, so kan ek verkeerd bid? Ja, ek kan verkeerd bid. As my hartsmotief verkeerd is. As my gedagtepatroon nie reg is nie. As my hart nie in lyn is met Vader se woord nie. Wanneer ek buite die wil van Jahwe optree en buite sy wil bid, dan gaan dit nie realiseer nie. Nou kyk wat sê hy verder. Hy sê, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. Nou wat beteken dit? Dit praat spesifiek oor ons hartsmotief. Want wat is die rede hoekom jy na Vader toe gaan? Wat is die rede hoekom jy vir sekere goed bid? Wat is die rede hoekom jy na Vader toe gaan en bid vir 'n spesifieke saak? Wat is die doel agter dit? En dis iets wat ek en jy noukeurig moet uitsorteer voordat jy gaan bid. So, hoekom bid jy baie keer vir jou finansies? Hoekom? Is dit omdat jy in 'n finansiële probleem is? Of is dit omdat jy dalk 'n ander motief het wanneer jy gaan na Vader?
Want wat gaan gebeur as Vader vir jou deurkom in terme van jou finansies? Wat gaan jou reaksie wees? Wat gaan jou reaksie wees? So, wat is jou hartsmotief wanneer jy bid vir sekere dinge? Kom ons sê, jy bid dalk vir jou kind, of jy bid dalk vir ander mense. Wat is jou motief wanneer jy vir mense bid? Wanneer jy in gebed ingaan? Want daai motief gaan bepaal of jou gebed suksesvol gaan wees, en of dit nie suksesvol gaan wees. Want is baie belangrik dat ek en jy gaan bid volgens die wil van Jahwe. En ek dink, daar's baie min mense wat vandag daar buite is, baie min mense wat verstaan wat die wil van Jahwe is. Daar's baie min mense wat verstaan wat dit beteken om woord te bid en covenant te bid en in lyn met Vader se woord. Want moenie dink dat jy enigstens iets gaan ontvang as jy buite die wil van Jahwe bid en buite sy woord. Want hoekom nie? Vader is 'n waarmaker van sy woord. Vader tree op binne die raamwerk van sy woord, en daarom moet ek en jy ons hartsmotiewe kom ondersoek. Want hier sê die woord dit, dat die mens kan verkeerd bid. En ons dink baie keer as ons net 'n gebedjie opsê, of ek bid vir 'n spesifieke saak, dat Vader onmiddellik gaan antwoord, en Vader gaan my antwoord in terme van my woorde. Maar Vader luister nie net na die woorde nie. Vader kyk na die motief agter dit alles. Hy kyk na die motief agter dit alles, want die mens kan ons baie keer om die bos lei. Ons kan die mens baie keer wol voor die oor trek. Ons kan dit baie keer doen, want die mens kan maklik gemanipuleer word. Maar ek en jy moet verstaan dat ons kan nie Vader manipuleer nie. Ons kan hom nie manipuleer met ons woorde nie. Ons kan hom nie manipuleer met ons aksies nie, want agter elke aksie is daar 'n motief. Agter woorde is daar 'n motief. En as jy as mens die sekerheid het in jou hart dat jou motiewe reg is, wanneer jy dinge doen, wanneer jy praat, wanneer jy bid, en jou motiewe is reg, dan is jy op die regte plek. Maar het is belangrik om jou motief te ondersoek. Want ons kan nie net dinge doen omdat ons dinge wil doen nie. Jy kan nie net mense wil hanteer soos wat jy mense wil hanteer en dink dis oukei nie. Maar wanneer die hartsmotief reg is, en ja, daar kom baie keer daar mense en hulle manipuleer, al is jou hartsmotief reg. Baie keer kom daar mense en hulle sê dalk een ding en hulle doen die ander ding, al is jou hartsmotief reg. Maar wat belangrik is vandag, en wat ek wil hierdie vir jou tuis bring, is dat ek en jy, voordat ons bid, voordat ons gaan na Vader, moet ons eers gaan ondersoek, hoe lyk ons harte? So mense, ek wil jou vandag challenge, om so 'n bietjie te kyk na jou hart, om so 'n bietjie te kyk na wat is jou motief agter dit alles. Want onthou een ding, Vader ken jou hart. Hy weet, ek en jy kan niks vir hom wegsteek nie. So, weet jy wat, jy kan maar net sowel jou hart kom openbaar. En as jy jou hartsmotief duidelik en openbaar en suiwer maak voor Vader, dan gaan hy jou hartsmotief raak sien, en as jy bid volgens sy wil, gaan hy jou gebed antwoord. Ek wil dit vanmôre met jou gedeel het op hierdie Vrydag. Mag jy geseënd wees, mag jy 'n wonderlike dag ervaar en beleef, en mag Vader jou kom seën vandag, en sy hand van bewaring oor jou hou. Nou ja, van my kant af, Rian Abri, wees geseënd. Shalom.